Dit is volbring. Johannes 19 vers 30. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Dit is volbring. Die woord is tetelestai in Grieks. Die woord tetelestai is in 'n besigheidskonteks op antieke kwitansies in die Nuwe Testamentiese Bybeltye gebruik om aan te dui dat 'n letterlike skuld ten volle betaal is. Dit is ook in 'n geregtelike konteks in die hof gebruik wanneer bepaalde vonnis ten volle uitgedien is. Die woord tetelestai is ook in 'n militêre konteks gebruik, wat beteken dat die geveg gewen is. Dit was 'n woord soos triomf en oorwinning. So toe Jesus aan die kruis hang en tetelestai uitroep, om vir ons te sê dat dit klaar is, het hy verklaar dat jou sondeskuld ten volle betaal is. Die oordeel vir jou sonde is ten volle uitgedien, en die geestelike oorlog teen die dood, sonde en Satan is heeltemal gewen in Christus. Die werk van verlossing. Jesus het dit nie net uitgespreek bloot as verklaring van finaliteit nie, maar ook 'n verkondiging van die transformerende krag van sy offer, wat aan ons gelowiges die belofte van versoening en 'n nuwe lewe in hom bied. Wat hou hierdie vers als in? Hy het sy hoof gebuig. Dit kan gesien word as 'n gebaar van respek of oorgawe, onderwerping en vrede. Dit dui daarop dat Jesus nie met geweld geneem is nie. Inteendeel, hy het die dood gewillig aanvaar. Dit staan in kontras met die gewelddadige aard van kruisiging en beklemtoon Jesus se beheer oor die situasie. Die Gees gegee. Die frase die Gees gegee dui aan dat Jesus vrywillig sy lewe vrygelaat het. Jesus se dood was beslis nie 'n tragiese ongeluk nie, maar 'n doelbewuste daad van gehoorsaamheid aan God se wil. Die Griekse term wat hier gebruik word, aphemi, beteken om weg te stuur of om vry te laat, wat daarop dui dat Jesus die gesag gehad het, sowel as die goddelike mandaat om sy lewe af te lê, soos Jesus sê in Johannes 10 vers 18. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het die mag om dit af te lê en ek het die mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Kom ons kyk wat die geestelike en Bybelse betekenisse hiervan is. Die vervulling van profeseë. Jesus se dood en die wyse waarop hy gesterf het, vervul talle Ou Testamentiese profeseë, soos byvoorbeeld in Jesaja 53 vers 5 tot 12. Hier praat die profeet van 'n lydende dienskneg wat al hierdie straf en lyding deurgegaan het en waarom hy dit moes doen. Om sy gees oor te gee, bevestig vir altyd sy identiteit as die Messias, soos in die profeseë verklaar was, ongeveer 733 tot 773 jaar van tevore. Teologiese implikasies. Teologies dui hierdie oomblik op die voltooiing van Jesus se verlossingswerk. Deur te sê dis volbring en dan sy hoof te buig, onderstreep dat hy die offerstelsel van die Ou Testament in hom vervul het. Sy dood versoen vir die sondes van die mensdom en verskaf 'n pad vir versoening met God. Kruisverwysings. Lukas 23 vers 46 sê, met 'n harde stem het Jesus uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Nadat hy dit gesê het, het hy sy asem uitgeblaas. Dit wys net van sy vertroue in God, selfs in die dood, en wys ook die verhouding met sy Vader en sy rol as gehoorsame seun. Oorwinning oor die dood. In die Christelike geloof is Jesus se dood nie die einde nie, maar die voorloping van sy opstanding. Deur sy lewe gewillig af te lê, oorwin hy die dood en bied die ewige lewe aan almal wat in hom glo. Dit is volbring. Tetelestai.